Dit is Vrydag die 12de Desember en dit is sommer 'n groot voorreg om jou weer eens vanoggend te mag groet in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Liewe jong mense, kinders, mamas, papas, oupas, oumas, die hele week was ons besig met die tema van innerlike genesing se diepte van vergifnis en skulderkenning teenoor mekaar en die Here. En ons het vir mekaar daarop gewys dat wanneer 'n mens in egtheid en opregtheid jou oortredinge, jou skuld, jou opgekropte seer as gevolg van iets wat jy self veroorsaak het en gedoen het in jou eie lewe en in ander mense se lewens by die Here bring en ook teenoor hulle wat daarmee benadeel is, bring dit by jou 'n stuk genesing, emosionele genesing, geestelike genesing en selfs ook liggaamlike genesing. Nou vanoggend kyk ons na ons onderwerp op 'n ander manier. Ons sit bietjie die bril op en sê, nou aan wie behoort ons nou eintlik? Ons oortreding, ons skuld, ons verkeerde daad te bely. Moet 'n mens te koop loop met dit wat jy verkeerd gedoen het en dit vir almal vertel? Jong, daar is mense wat dit graag doen en dan beweer hulle kry verligting in hulle gees daarvoor. Of so sê hulle. Ek glo egter dat dit eerder 'n manier is waarop mense hulle self kastei oor hulle sondes, deur vir ander te vertel hoe sleg hulle is. Ek vermoed dat dit nie die regte manier is om met jou oortredinge en jou skuldgevoelens en jou sonde te werk te gaan nie. Nee, ware sinvolle belydenis word gedoen teenoor God en dit in die privaatheid van jou kamer in 'n persoonlike gebed. Want daar is jy verseker daarvan dat die Here jou trane sien, jou hart ondersoek en hy verstaan en hy vergewe. En daarna bely jy dan ook teenoor die medemens teen wie jy oortree het. Jy bely aan hom of haar omdat jy graag die verhouding tussen julle op 'n beter vlak wil sien. Omdat jy nie gedurig wil skuldig voel as jy aan hulle dink nie. Jy doen dit ook om hulle vry te spreek en die beste vir hulle te wil hê. En dan natuurlik in 'n gemeenskap van gelowiges waar jy werklik verseker is van mense se liefde en aanvaarding, kan jy dit op 'n groter forum wel doen. Maar dan weet jy, dit is daar waar mense waarteenoor jy dit doen en bely. Dit mense is wat in geloof volwasse is, wat jy werklik in jou vertroue kan neem. En ja, dan kan dit genesend van aard wees. Maar om jou oortredinge somme voor almal openbaar en bloot te lê, dink ek nie, is 'n teken van opregte skulderkenning en belydenis in 'n pad van genesing nie. Dit getuig eerder van jy het jouself op 'n bepaalde plek gebring waar jy nog nie die vergifnis van God regtig jou eie gemaak het nie en jy straf jouself. Jy vertel vir almal dat jy eintlik bitter sleg is, terwyl die Here jou in jou diepste seer so graag wil vergewe. Kom na hom toe. Begin by hom, want hy is per slot van 'n rekening die een wat vergewe en wat leef en leer wat vergifnis is. Mag ons dit dan op hierdie Vrydagoggend ter harte neem en ons toevlug in die proses van innerlike genesing as dit kom by skulderkenning en sondebelydenis na die Here toe bring. Hy is die eerste adres. Mag dit vir jou kosbaar mooi en 'n wonderlike diep ervaring in hierdie feestyd wees, as jy voor die Here gaan kniel en in 'n egte opregte berou ervaar hoe hy jou toevou in sy liefde.
Mag dit so wees. Amen.